wil eintlik net sê, hy leef. Jesus leef en hy het opgestaan. Amen. So kan ek vra, ek weet is nou nie 'n dopper kerkie, maar kan ons net opstaan en net Jesus verwelkom? Kan ons hom 'n hande klap gee? Amen. So ontsettende voorreg van my om vanoggend saam met julle te kan wees. Dit was 'n baie onbeplande besoek geweest. Ek het maandag teruggevlieg van Zambië af en die kans gehad om vinnig met pastoor Edwin te gesels. En so in die gesels sê ek vir hom, wel, ek kom nou hierdie kant toe, want hy self van laas jaar af vir my, Sean, jy moet ergens in Riversdal gaan preek. En ek sê vir hom, wel, ek gaan nou hierdie kant toe, hier is jou kans. En ek dink nie ek het verwag hy gaan sê, hou aan, ek bel gou nie. Maar prys die Here, ons is hierso en dit is 'n ontsettende voorreg om saam met julle te kan wees. Ook vanoggend. Ek dink soos ek gesê, my naam is Sean, my vrou Margaret is hier voor en ons is eintlik geordende AGS pastore gewees. Ons het ons eie gemeente gehad tot en met begin 2023, einde 22. Waar die Here vir ons vir 'n tyd geroep en gesê het, gee die gemeente oor, sodat ons meer vryheid kan hê om te beweeg en rond te gaan. En ek dink soos hy nog gesê het ook is, alhoewel ons baie rond beweeg en eintlik die kerk van die Here gaan bedien, en ek moet sê, dit is vir my heel waarskynlik die hoogtepunt van alles wat ons doen, die rondbeweeg en al die traveling is nie altyd lekker nie. Het is lekker in die begin en tot dit ook nie meer lekker is nie, maar prys die Here ook daarvoor. Maar die aspek wat vir my die meeste uitstaan is om agter te kom dat, soos die woord sê, dat die kerk van Jesus is 'n liggaam. En hoe meer ons tussen die kerke beweeg, hoe meer kom ons dit agter dat elke kerk het sy eie doel, sy eie rede vir bestaan, sy eie identiteit, sy eie uniekheid wat tot hom bring vir dit wat daardie gemeente terug moet bring na die koninkryk van God. En dit is altyd vir my so amazing om te sien. Ons het die voorreg gehad in Kimberley, einde verlede jaar, ek dink was Oktober gewees, het ons 'n crusade gedoen. Ons het so 40 kerke waarvan pastoor Edwin hulle een was, en inteendeel pastoor Edwin saam met 3 ander kerke was, kom ons noem dit maar die executive committee gewees, en ons het die crusade gedoen, wat ons genoem het Jesus Week, so vir 'n week lank, het ons so, ek dink net so bietjie meer as 30 evangeliste losgelaat op Kimberley, en ons het 28.065 bekeerlinge gesien in 1 week in Kimberley. Come on. So die Here is vir ons baie goed. Ons het ook, ek dink hierdie week in Zambië, hoofsaaklik is ons betrokke by opleiding, veral van evangeliste, en vir 'n week lank opleiding gaan doen met pastore en leiers, mense wat maar hart vir bediening het in Zambië gewees, en ons het hulle vir was eintlik 2 uitreike van 2 ure elk, en baie vinnig net daardie 100, ek dink so 109 op die einde van die dag, wat ons gegraduate het, wat ons uitgevat het na die strate toe, en op 1-tot-1 evangelisasie binne daai 2 uitreike van 2 ure elk, eendag 2 ure op Vrydag, 2 ure op Saterdag, het hulle oor die 1600 bekeerlinge gesien in Zambia. So ons dank die Here vir daardie voorreg. Rarig my hele hart. Ek onthou selfs as 'n pastoor, ek dink was so 2-3 jaar presiderende pastoor van 'n gemeente gewees, ek my visievoorsitter gepraat, en alles in die natuurlike wat kerk betref was vir my goed geweest. Die finansies was goed, die kerk was goed, alles was goed, maar in my hart was ek gefrustreerd geweest. Ek onthou ek my visievoorsitter so gekyk en ek het vir hom gesê, hierdie werk nie. En hy sê vir my, waarvan praat jy? Ek sê vir hom, hierdie werk nie, ons preek, ek het gesukkel daarmee om te preek op 'n Sondag, om te sien, heel week, alles waar ek gepreek het, doen niemand net niks wat ons gesê het nie. En ek kan preek oor vergifnis en heel week hanteer ek mense wat net weier om te vergewe, byvoorbeeld, maar dit was regtig, ek dink, 'n frustrasie wat die Here binne in my gesit het, want dit het begin waar die Here met my begin praat, gesê het, maar wil jy transformasie sien, wil jy verandering sien, en waar die Here ons begin leer het en gegroei het, waar ons transformasie eerstens binne vir ons as gemeente gesien het, maar ook binne in die dorp waar ons was, en van daar af het die Here ons begin uitdaag en sê, wil jy stede sien transformeer, en dit is waar ons vandag is nog steeds om te sien, as ek dink aan Kimberley, hoe Kimberley verander het net in hierdie laaste 12 maande,
en dis nie uit ons uit, dis alles uit die Here uit wat kerke begin saamvoeg, waar ons gesien het die krag daarvan, wanneer die kinders van die Here begin hande vat en sê, ons breek hierdie mure wat ons self opgebou het af, ons vat hande, ons staan in eenheid, en ons staan vir een doel, en dit is Jesus. Amen. En die Here doen in 'n wonderwerk, selfs in Kimberley, ons is besig met voorbereiding nou vir Heidelberg, was vroeër jaar in Parys gewees, en ons sien die Here doen dit oralste waar die skrif wat Jesus sê, jy weet, ek dink baie keer bid ons dink, Here kry die oes reg, maar Jesus het gesê, die oes is gereed. Hy sê, bid vir arbeiders. So die oes is nie die probleem nie, die arbeiders is die probleem. En dis regtig waar ons hart dan ook is, om sê, maar as dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, binne in ons leef. En soos hy is ons ook, sê Johannes, in hierdie wêreld. Jesus sê in Johannes 14, groter werke as hierdie, praat van sy werke, sal ons doen, omdat hy na die Vader toe gaan. Ergens moet ons daai begin vat en besef, maar Jesus het dit bedoel toe hy dit gesê. Jesus was ernstig oor wat hy bedoel om sê, maar ons het alles ontvang in hom. As ek dink aan Efesië 2 vers 6, die Engels sê dit mooi, hy sê, we are seated in heavenly places in Christ Jesus. Ons is saam met hom gesit, selfde autoriteit, selfde gesag, selfde gees. Gee God aan ons. En as Handelinge 10 vers 38 sê, God het Jesus gesalf met Heilige Gees en krag, en hy het rondgegaan, goed gedoen, almal genees wat onder die mag van die duiwel was, en hy het eintlik die werke van die duiwel gaan breek, dan besef ek, maar dis God se hart vir ons ook. Jy weet, ons kan of sit en huil en sê, Here, kyk wat doen die duiwel, of ons kan begin ons plek inneem as kerk van Christus en besef dat selfs die woord Christen beteken eintlik Christ-like in character. Soos wat hy is, soos ons, waar ook kan ons beweeg, en dan kan sê, maar ek het Heilige Gees by my, kom ons gaan doen die werke van Jesus, kom ons gaan dryf die duiwel uit, in hierdie geval uit Riversdal uit, en kom ons kyk wat wil Jesus doen, wanneer hy regtig sy plek inneem, in 'n dorp. So dit is ook die uitdaging vir julle vanoggend, sê maar waarvoor vertrou jy die Here? Waarvoor is jy besig om sê, Here, ek vertrou U vir hierdie, want op die einde van die dag, kom alles terug, eintlik kom dit net neer op geloof. Het ek die kapasiteit om God te vertrou en sê, Here, dis wat U beloof en dis wat ons wil hê. Want ons kan eerlik met mekaar wees, ons kan kyk na ons dorp, na ons land, en ons kan sê, maar dit is nie soos wat dit moet wees. Dit is nie God se beste nie, dit is nie God se wil nie, en ons kan of kla daaroor, en soos die Israeliete in die woestyn bly, of ons kan sê, ons vat God op sy beloftes, en ons beweeg saam met die Here, ons vertrou hom, ons sit ons geloof in hom, geloof in sy naam, geloof aan die werk wat Jesus aan die kruis voltooi het, en sê, maar kom ons kyk wat doen Jesus. Ek weet nie wat Billy Graham was, iemand het gesê, is nie in my notas nie, maar wat sê, the world is still to see what a man would look like who is fully yielded to God. En dis regtig waar ek vanoggend wil praat, is die mate van oorgawe waarmee ons leef. As ons dink aan helde van die geloof, as ons gaan oor Lot praat vanoggend, maar as ek dink aan Abraham en Lot, albei het saam beweeg. Albei toe Lot Abraham uitloop, het Lot saam met hom beweeg, en die realiteit is wat tot Abraham se beskikking was tot Lot, tot sy beskikking. Maar tog wil niemand van ons vandag hier, as ons sê, almal wil soos Abraham wees, maar niemand wil soos Lot wees nie. As ek dink aan koning Saul en koning Dawid, altyd is deur God geroep, altyd deur God gesalf tot koning van die Israeliete, maar niemand wil koning Saul wees nie, maar tog in ons hart sê ek wil soos koning Dawid wees. Ek vat dit nog 'n stap bietjie verder, as ons dink aan, ek dink aan Petrus en Judas. Altyd het saam met Jesus geloop, altyd is deur Jesus geroep. Maar wat maak die verskil dat, as ons hier is vandag sê, ek wil soos Petrus wees, maar ek wil definitief nie 'n Judas wees nie. En die vraag wat ek wil vra vandag is, as ek dink aan Paulus se woorde, en ek sê dit in Engels, hy sê, imitate me as I imitate Christ. Kan ons daai selfde woorde vandag sê, volg my soos wat ek Christus volg. Weerspieël my lewe, daardie selfde lewe om te sê, soos ek die Here dien, wil ek hê jy moet die Here dien. As ek net dink aan my eie kinders, kan ek vir my kinders sê, soos ek die Here dien, wil ek hê, jy moet die Here dien. Kan ons daardie uitspreek, want as ons nie kan nie, moet ons sê, ergens moet iets dan by my verander.
Ergens moet iets verander om sê, maar ek wil nie 'n Judas wees nie, ek wil soos Petrus wees. Ek wil nie soos Lot wees nie, ek wil soos Abraham wees. Ek wil nie 'n koning Saul wees nie, ek wil 'n koning Dawid wees. Ek wil hierdie reis voluit uithardloop tot op die einde toe, dat ek soos Paulus kan sê op die einde van die dag om te sê, die oorsaak van hierdie wêreld het aan my niks nie. Of eintlik Jesus gesê. Maar kan ons gaan sê, I've run my race. I've kept the faith. Ek dink vir ons wat, ek werk nie vir Christ for All Nations, ek doen net baie werk vir hulle, maar dis een van die goed van Christ for All Nations, wat die bediening van Reinhard Bonkie is, wat regtig, veral in die tyd waarin ons leef vandag, een van die groot aspekte daarvan is die legacy, die nalatenskap wat Reinhard Bonkie gelos het, daar was geen, wat noem 'n mens dit? Daar was geen sonde, ek sê nie, hy was nie, daar was geen krisis of geen goed wat skade aan die naam van Jesus of aan die kerk kon gebring het in sy tyd wat hy geleef het nie. En ek kyk daarna, die nalatenskap wat hy nalaat, die legacy, en sê maar dis iets waarna toe ek wil streef. Ek wil kan gaan die dag as ek nie meer hier is, dat mense kan sê, so Sean die Here gedien en gevolg het, dis iets om na te jag en sê, ek wil ook soos dit wees. En ek bid dat wie ook al dit is, kan sê, ek wil nog selfs beter doen. Want ek dink dis die hart van Jesus gewees. Om gered te word is onmiddellik. Die oomblik wat ons hart vir Jesus gee, is ons gered. Maar transformasie is 'n proses. Daai transformasie vat tyd en baie kere, ek wil nie sê ons is in beheer daarvan, maar die mate wat ons bereid is om oor te gee aan die Heilige Gees, bepaal hoe vinnig daardie verandering in ons lewens kom. So ek kan gered word en twee persone kan op dieselfde tyd gered word en dan is dit weer soos eintlik soos 'n Petrus en 'n Judas, maar as een persoon net halfpad oorgee en 'n ander persoon gee ten volle oor. Die verandering wat by die persoon wat ten volle oorgee is net soveel vinniger. Ons kyk daarna en sê, hy groei vinniger en ons dink, die genade van die Here is meer oorvloedig oor hom, maar dis nie waar nie. Dit beteken as een persoon wat kon sê, ek kan my hart ten volle aan die Here toevertrou. Ons almal het daardie Getsemane oomblik nodig waar, as ek dink aan Jesus se woorde in die tuin waar hy gesê het, Here, nie my wil nie, maar u wil geskied. En ek dink ons almal gaan op daardie aspek getoets en beproef word om sê, maar kan ek op daardie plek kom waar ek kan sê, Here, ek verstaan nie wat nou gebeur nie. Dis nie eens wat ek wil hê moet nou gebeur nie, maar ek vertrou u en ek gee my hele lewe oor aan u. As ek dink aan Abraham byvoorbeeld. Abraham was 'n vriend van God gewees. God se stem gehoor, saam met hom gewandel, toe die Here met hom gepraat het en gesê het, vat Isak jou seun en gaan offer hom. En die ander is, hy het onmiddellik, sê die woord, gehoorsaam gewees. Hy het sy seun gevat, die volgende oggend 'n donkie gepak en hy het gegaan om sy seun te gaan offer. En die slotsom van daardie verhaal is toe die engel van die Here vir Abraham sê, moenie jou hand aan die seun lê nie. Sê die engel hierdie woorde aan Abraham, hy sê, now I know that you fear God. En dis my vraag vanoggend jou is, kan ons daai selfde getuienis lewer? Of nie eintlik ons nie, kan die hemel daai selfde getuienis van ons lewer? Want dit is een ding om rond te beweeg en sê, ek hoor God se stem. Ek is seker Lot het ook, want hy het saam met Abraham beweeg. Daar's 'n rede hoekom hy saam met Abraham beweeg. Die Bybel sê in 2 Petrus 2 vers 7, Lot was 'n regverdige mens. En ek het baie gesukkel om as die Bybel dit sê, dan glo ek dit. Maar in my kop kon ek dit nie begryp as die Bybel sê Lot is regverdig. En dink ek, hoe? Want ek wil definitief nie soos hy wees nie. Ek wil nie sy voorbeeld navolg nie. En ek dink die kerk is vol sulke persone vandag, waar ons is gered. Reg, ons hart vir die Here is gered, maar ons lewens getuig nie van daardie transformasie nie. Kerk word nie nog meer talentvolle Christene nie. Ons kort Christene wat oorgegee is aan die Heilige Gees. Dis wat die wêreld nodig het. Die wêreld daar is soveel talentvolle Christene wat met hulle talente en hulle gawes die naam van Jesus groot maak en skade maak saam met dit ook as gevolg van die gawes. Maar wat die wêreld nodig het, en ek glo dit met my hele hart, is Christen wat kon gesê het, ek het my hele hart vir Jesus gegee. Ek is ten volle oorgegee. Ek sê my nota as half-heartedness is giving God what is convenient but withholding what is costly. En dit is waar die kerk vandag is. Ons gee die Here wat vir ons maklik is, dit wat vir ons gemaklik is, dit waarmee ons gemaklik is, en sê Here, U kan hierdie kry.
So op Sondag it's the Lord's Day, maar is eintlik the Lord's Hour. En ons is so gemaklik daarmee om te dink, eintlik wat ons doen is, ons gee vir hom krummels. Sê, Here, wees met krummels van my lewe tevrede. We give him our worship and we retain our will. Sing die liedere. Want dit was my lewe ook gewees. Ek het groot geword in die kerk, ek het die liedere geken, ek het die gewete om te bid, maar ek het God nie geken nie. Tot 'n NG dominee eendag my in my bors stik. En hy vir 'n NG dominee my hierdie vraag reguit vra en sê, is jou saak met die Here reg? En die oortuiging van die Heilige Gees kom oor my en ek besef daai dag, my saak is nie reg nie. Ek ken kerk, ek ken liedere, ek ken die gebedjies en ek ken die Bybel, maar ek ken nie Jesus nie. Partial surrender is an illusion of obedience. As ek dink aan koning Saul byvoorbeeld. Koning Saul gaan, hy kry die woord van die Here en sê, verslaan. Die Engels is mooi, utterly destroy the Amalekites. Hy moet die Amalekiete heeltemal gaan verwoes. Koning Saul gaan en die manne gaan, hulle verwoes alles behalwe die koning en hulle hou die beste van die vee. En sy verskoning in ons oë is eintlik nie sleg nie. Koning Saul se verskoning was hoekom hy nie die beste van die diere verwoes nie. Hy sê, ek wil hulle vat en aan die Here gaan offer. Maar dit was nie die woord van die Here nie. Profeet kom by hom en koning Saul groet die profeet met hierdie woorde, ek het alles gedoen wat die Here beveel het. En die profeet sê vir hom, maar wat 'n gebler van skape is hierdie? Hy sê, ons het hulle gehou, ons wil hulle vir die Here offer. En ek kan by myself indink, hoeveel keer in ons eie lewens ons daai selfde doen. Die Here gee vir ons 'n woord, maar omdat my hart net halfpad oorgegee is, hoe ek sê so, my heart is set to obey him only halfway. Tot op daai plek waar ek nie meer gemaklik is, dan wil ek ook nie meer gehoorsaam wees. Want dis waar meeste van die kerk vandag is. Ons gee vir hom wat maklik is, maar wanneer ons roep vir dit wat die Isaks in ons lewe, dan hardloop ons weg. En die Bybel is vol voorbeelde van mense wat gekry het wat hulle wou gehad het, maar in die proses om te kry wat hulle wou gehad het, het hulle verloor wat hulle gehad het. As ek dink aan Adam en Eva wat saam God gewandel in die tuin van Eden, alles was goed en perfek, sien, word verlei om te sê, maar boom van kennis van goed en kwaad, en jy sal soos God wees, al was hulle soos God gewees. Hulle is klaar in sy beeld geskape gewees, kry hulle en hulle eet van die boom van kennis van goed en kwaad, en hulle kry die kennis van goed en kwaad, maar hulle verloor hulle plek in die tuin van Eden. Hulle verloor hulle vermoë om saam God te wandel, en met hom geselskap te hê, vir verhouding te kan hê. As ons dink aan Esau wou definitief nie 'n boer nie. Hy wou sop gehad het, ek kan hy nou nie verstaan nie, maar vir sop verloor hy sy eerste geboortereg. Koning Saul wou mense tevrede gehou het, maar hy verloor God se guns in sy koningskap. Judas, ek weet nie wat sy motief regtig was nie, maar hy het geld gekry daarvoor, maar hy het sy hele verhouding en op die einde van die dag sy hele lewe verloor. As ek dink aan Ananias en Safira, hulle wou 'n voorkoms gehad het van vrygewigheid. Hulle het vir die kerk ook gesê, ons het soveel gegee, maar eintlik het hulle weerhou. En Petrus sê, julle het vir die Heilige Gees gelieg en daar slaan hulle mors dood neer. Hulle het gekry wat hulle wou gehad het, maar het ook verloor, dit wat hulle gehad het reeds. Verlore seun, wou rykdom gehad het, vryheid, onafhanklikheid, maar hy verloor sy familie, sy identiteit en eintlik net sy menswaardigheid. En hoeveel keer in ons eie lewens, omdat ons hart net halfpad oorgegee is aan die Here, doen ons daai selfde, ons wandel saam met die Here, en hier is goed wat ons wil hê, en sê, Here, maar ek wil net nog hierdie hê. Ek wil net hierdie hê, dan sal ek gelukkig wees. En hoeveel keer kos dit ons nie dieselfde nie? Ons kry wat ons wil hê, maar ons verloor wat ons gehad het. Ek wil ons moet saam kyk, Genesis 13. Eintlik kan ek die vraag Genesis 19 vanaf vers 12, ek weet nie of julle hom op die bord sit nie. Maar Genesis 13 vers 10 sê die woord, ons gaan in Genesis 19 lees, ek wil net agtergrond uit Genesis 13 gee, maar Genesis 13 kom Abraham en Lot en die Bybel sê vir ons dat hulle te groot geraak. Hulle moes van mekaar skei, die plek waarop hulle beweeg het, kon nie al die mense en al die diere gevat het, wat saam beweeg het nie. So Abraham gaan na Lot toe en sê vir Lot, ek paraphrase net, my eie woorde, Abraham sê vir Lot, sê, as jy oos gaan ek wes.
Wat se kant toe jy ook al gaan, as jy daai kant toe gaan ek die teenoorgestelde kant toe. En die Bybel sê Lot slaan sy oop en hy sien die Jordaanstreek dat daar baie water is. Dit is soos die tuin van Eden. En dan sê Genesis 13 vers 10 hierdie woorde, hy sê en Lot het Zoar gesien. Ons weet Lot eindig op in Sodom. En as ons daai verder lees vanaf hoofstuk 13 tot 19, dan sien ons Lot was maar permanent in die moeilikheid gewees. Dan word hy gevangene geneem, dan gaan Abraham en hy gaan verlos hom. En so gaan dit aan tot waar die Here engele stuur wat by Abraham kom en sê, ons gaan Sodom verwoes. Abraham begin intree vir Sodom, want Lot is daar, sal hy begin intree en sê, Here, sal u die regverdiges saam met die sondaars laat vergaan? En die Here sê, nee, hy sal die regverdiges red. En ons weet daai hele verhaal, hoe Abraham met God onderhandel vir soveel regverdiges, en dan maak het elke keer minder. En op die einde van die dag kon hy nie eers 10 regverdiges in 'n stad kry, om 'n stad te red nie. Maar dan stuur die Here 2 van sy engele na Sodom toe om Lot te waarsku, en eintlik uit Sodom uit te gee pad, sodat hulle gered kan word. Ons lees vanaf vers 12, ek lees hom in die Engels. Ek is nie om Afrikaans en Engels te preek, maar ek doen goed sover, ek is net Afrikaans. Ek lees vir ons in die New King James, sê, then the men said to Lot, praat van die engele, have you anyone else here? Son-in-law, sons, daughters, whomever you have in the city, take them out of this place, for we will destroy this place, because the outcry against it has grown great before the face of the Lord, and the Lord has sent us to destroy it. So Lot went out and spoke to his sons-in-law, and married his daughters, and said, get up and get out of this place, for the Lord will destroy this city. But to his sons-in-law, he seemed to be joking. So hierdie engele kom by Lot, sê vir Lot, die Here gaan hierdie stad verwoes. Lot staan op en hy begin met sy familie, sy skoonseuns, sy dogters en almal wat om hom is te praat en sê die Here gaan hierdie plek verwoes. Ons moet hier uitgaan. Die Bybel sê vir ons sy eie skoonseuns kyk na hom en hulle lag vir hom. Hulle lag hom uit. Dit is die koste van 'n lewe wat gekompromiseer is. Ek kan nie help om te wonder dat hoeveel keer in die verlede Lot met hierdie selfde skoonseuns van hom sou gepraat het oor hierdie God van wonders, hierdie God wat hy dien, maar omdat sy lewe nie weerspieël dit wat hy sê nie, dat die dag toe hy opstaan en kan sê, maar die Here het met my gepraat. This is what the Lord is saying. We need to get out. Toe lag hulle vir hom. En baie keer in ons eie lewens dat die prys wat ons betaal vir kompromie in ons verhouding met die Here, kompromie in ons wandel saam met die Here, is ons word, as ek Engels mag sê, we become laughable to those around us. Hoeveel keer het ons nie al gehoor van mense wat uitgaan en wil die woord preek, en soos dat hulle preek, en sê mense, maar jy jouself doen nie eers wat jy sê nie. Jy jouself leef nie eers dit wat jy sê nie. Vers 15 sê die woorde, when the morning dawned, the angels urged Lot to hurry, saying, arise, take your wife, your 2 daughters who are here, lest you be consumed in the punishment of this city. And while he lingered, the men took hold of his hand, his wife's hand, and the hands of his 2 daughters, the Lord being merciful to him, and they brought him out of the city. Wat die Bybel hierso sê is hierdie 2 engele kyk na Lot en sê, Lot, jy moet hier uitkom. Die engele sê mooi, hurry. Hy moet gaan vinnig hier uit. Die Here is haastig, die Here sê vir hom, maak vinnig. Maar die Bybel sê vir ons, Lot tel hom, sê die ou vertaling. Lot tel hom. Die Here praat met hom en sê, Lot, jy moet hier uitkom, maar Lot tel hom. En baie keer in ons lewe sien ons hierdie aspekte waar ons weet, ek weet die Here praat met my. Ek weet die Here sê vir my, sorteer hierdie ding in jou lewe uit. Gaan vergeef hierdie persoon. En ek wil dit doen, maar ek sal dit môre doen. Ek weet ek moet regmaak met die Here vandag, maar dan sal ek dit môre doen. Ons weet wat die Here met ons deel, ek weet wat ek moet doen, maar omdat my hart nie daarop ingerig is om die Here ten volle te gehoorsaam nie, is dit altyd môre. Daar's altyd nog tyd vir later. Genesis 19 vers 17 sê die woorde, so it came to pass that when they brought them outside, that he said, escape for your life. Do not look behind you, nor stay anywhere in the plain. Escape to the mountains, lest you be destroyed. Then Lot said to them, please know, my lords, indeed now your servant has found favor in your sight,
and you have increased your mercy which you have shown me by saving my life. I cannot escape to the mountains. En dan draai hy om en sê, see, this city is near enough to flee, this little one, let me escape there. So wat gebeur is, hierdie twee engele kom na Lot toe en sê, Lot, daar is die berge, dis waartoe jy moet gaan en jy sal veilig wees. En Lot kom en hy draai eintlik wie God vir hom is. Draai om en hy gebruik dit teen God. Hy sê, you have been merciful to me. You have shown kindness to me. En hy draai om en sê, because you have shown mercy to me, gaan ek nie gehoorsaam wees nie. Ek gaan nie berge toe gaan nie. Hier is 'n klein stad, net hierso. Ek gaan soontoe gaan. En dis baie keer ons eie lewens, daai selfde goed wat ons na dinge kyk en ons dink maar dis net ietsie kleins. So daai klein ding, daai klein ongehoorsaamheid in ons lewens wat ons op die einde van die dag eintlik baie duur kos. Dis 'n klein compromise in ons lewens. 'n Klein kompromie, maar groot gevolge. Ek onthou, as jy hierdie verder lees, dan weet ons van terwyl Lot wegvlug na Zoar toe, die dorpie wat ek sê, hierdie klein ene Zoar, wat in elk geval in die begin in sy hart was. Dis daardie klein ding wat in sy hart was in die begin, om sê maar dis eintlik wat ek wil hê, en hy gaan Sodom toe, en daai klein ding op die dag toe die Here vir ons sê, maar hardloop met alles wat jy ons gaan berge toe, wat hy kompromiseer en sê, maar hier is net ietsie kleins. Dit is nie so ernstig nie, dit is nie so groot nie. En hy maak die deur waawyd oop vir die duiwel. Lot gaan op daai oomblik, gaan die berge toe, en hy vlug na Zoar toe, op pad soontoe weet ons, sy vrou kyk terug, en sy verander in 'n soutpilaar, en ek het daai baie gelees, ek het altyd gedink, dit is allemaal regtig tipies vrouens. Die Here gee ook nou net een opdrag, en sê, moenie terugkyk nie, dan sal sy wragtig waar terugkyk. En terwyl ek daar sit en dink, praat die Here eendag met my, en sê, maar as Lot gehoorsaam was sy vrou nooit in 'n posisie om terug te kyk. Lot se ongehoorsaamheid het sy vrou in die posisie gesit waar sy in ongehoorsaam kon wees. En dit kos hom sy vrou. Die Bybel, as jy verder lees in Genesis 19, sê vir ons, toe Lot by Zoar kom, het vrees sy hart gegryp vir hierdie plek. Hierdie selfde plek waar hy gedink het, dis net 'n klein enetjie. Dis net ietsie kleins, dis net 'n klein kompromie. Ek gaan soontoe, ek gaan nie die Here gehoorsaam wees nie. Ek gaan by hierdie plek wees. Maak daai plek hom so bang. En baie keer in ons lewens is dieselfde. Die Here praat met ons, doen iets, ons sien dit as klein en ons skadelik en ons doen dit, en op die einde van die dag kry ons groot pak slaag daarvoor. En dan draai ons om en ons is bang vir dit, en ons sê die Here het my gestraf, maar eintlik het hy jou nooit gestraf nie. Hy wil jou beskerm het van dag 1 af. Eiencinnigheid eintlik. Kry wat ek wou gehad het, en dis wat met Lot gebeur. Hy het gekry wat hy wou gehad het, maar hy het verloor wat hy gehad het. As jy die verhaal van Lot verder lees, toe Lot in Zoar aankom, vrees vir die plek, die Engels gripped him, so hy's bang vir hierdie plek, hy vat sy 2 dogters, is al wie hy oorgehad het, Lot en 2 dogters, skoonseuns verloor, vrou verloor, alles verloor wat hy gehad het, hy vat sy 2 dogters en hulle vlug na die berge toe. En ons lewens baie keer dieselfde, ons brand eers en dan gehoorsaam ons. Hy gaan berge toe. Ek neem aan sy dogters het besluit die hele wêreld het vergaan. Want die Bybel sê vir ons, hulle verwek kinders by hulle eie pa. En Lot se 2 dogters, die een gee geboorte aan Moab, en die ander een gee geboorte aan Ammon. Wat die vaders geword het van die Moabiete en Ammoniete. En ons leef vandag nog met die gevolge van daardie ongehoorsaamheid. Ons dra vandag nog hoofsaaklik die Israeliete die pyn en die seer van daardie, kan ek sê die animosity between hierdie 2 nasies. Een man oorgegee aan die Here, maar net halfpad. Net genoeg om te kan sê, weet jy wat, ek dien die Here. Net genoeg om deur ander gesien te kan word, sê, miskien is jy 'n kind van die Here. Maar in my hart het ek nie oorgegee nie. In my hart weet ek sal die Here net gee wat gemaklik is, en waarmee ek gemaklik is. En net soos met Lot het dit hom duur gekos, maar die waarheid is, dit kos my en jou net so duur vandag nog. Dieselfde beginsels.
in 'n hart, want daardie 3, kom ons noem dit simptome, is nog steeds daar in 'n hart wat net halfpad oorgegee is. Nommer 1, Lot was laughable. En baie kere, en dan praat ek veral vir ons wat preek, is maklik om hier te preek en almal kan dink dit lyk oulik. Maar hoe lyk my kinders? Dien hulle die Here? Volg hulle die Here? En ek sê nie kinders is altyd 'n maatstaaf nie. Maar kan die wat naby aan my is, my huisvriende, my familie, nog steeds kan omdraai en getuig en sê, maar Sean dien die Here met alles in hom. Want of ek op die kant sal staan met 'n mikrofoon en of ek by die huis is, my wandel voor God is dieselfde. En dis wat ons wil hê. En ek glo dis wat die Here van ons vra. Lot was laughable, nommer 1. Maak ons getuienis eintlik 'n grap. Tweede een is Lot lingered. Hy het getalm, sê die woord. En baie kere om ons hart halfpad oorgegee. Ek onthou ek een keer beraad met 'n jong man gedoen en hy het 'n situasie gehad en ek kon vra, "Het jy gebid hieroor?" En hy sê vir my oor 'n saak wat hy gehad het. Hy sê nee. Ek sê hoekom bid jy nie oor nie? Hy sê want ek weet wat die Here gaan sê en ek wil nie dit doen nie. Nou hoe moet ek jou help? Watter antwoord is daar? Maar die realiteit is so waar vir baie Christene vandag nog. Ons talm op die dinge wat die Here van ons vra. En die laaste een is, ons verdra die klein dinge in ons lewe. Ons verdra daai klein kompromie. Dis 2 goed waarvoor ek vandag wil bid. Ek wil bid vir die wat hulle harte met die Here moet regmaak. En rarig hulle lewens vir hom moet regmaak. Ek sê weer, ek het groot geword in die kerk. En ek was al in my 20's vir die eerste keer wat iemand my gekonfronteer het met daai vraag, maar is jou saak met die Here reg? En dan tweedens gaan ons bid en ons gaan Heilige Gees vra om ons te help om 'n lewe te leef wat ten volle oorgegee is aan hom. Ek onthou die verhaal, daar was 'n prediker wat terwyl hy sy preek voorberei, raak hy moeg en hy gaan lê so 'n bietjie en of hy nou 'n visioen gehad of hy 'n droom gehad het, weet hy nie, maar terwyl hy so lê, hoor hy 3 stemme wat met mekaar praat. En eintlik is dit 3 demone. En die gesprek tussen die 3 demone gaan en hulle sê, maar hoe kry ons meer mense in die hel? En die eerste een staan op en hy sê vir die ander, hy sê, ek weet wat moet ons doen. Ons moet uitgaan en vir die mense gaan sê, daar is nie 'n God nie, daar is nie 'n hemel nie, daar is nie 'n hel nie. Mense kan net maak wat hulle wil. En mense sal dit glo. En die ander 2 lag vir hom en sê, mense sal nie so stupid wees. Mense weet daar is 'n God. Tweede een staan op en hy kyk na die ander so en hy sê, ek weet, wat kan ons vir die mense sê? Ons kan vir die mense sê, die Bybel is net 'n storieboek. Hierdie is nie so 'n ernstige saak nie, julle kan julle lewens leef net soos wat julle wil. En die ander 2 kyk vir hom en sê, hierdie gaan nie werk nie. Maar die derde een staan op en hy sê, ek het die perfekte plan. Ons gaan na die mense toe, ons sê vir hulle, dat Jesus is die waarheid. Die Bybel is die waarheid, daar is 'n hemel en daar is 'n hel. Maar wat ons dan doen is, ons sê vir hulle, julle kan môre regmaak met die Here. En dan maak ons net seker, môre kom nooit weer nie. En dis baie kere so waar ons eie lewens is, dat ons weet wat ons moet doen, ons weet wat die waarheid is, ons weet wat moet gebeur. Maar in ons kop glo ons alleen dat môre is nog 'n dag. Die Bybel sê, now is the day of salvation. Dat die tyd vir redding is altyd nou. God se tyd, faith now is altyd teenwoordige tyd. En die vraag wat ons vandag moet vra is, God kom en hy het ons so lief. Bybel sê die loon van die sonde is die dood. Met ander woorde, die prys wat ek en jy moet betaal vir sonde, al is dit een klein wit leen, God se standaard is die dood. Maar Jesus kom, God kyk na my en na jou en hy besef, ek en jy kan nie daai prys betaal nie. En hy stuur sy seun Jesus om daardie prys vir my en jou te kom betaal. Hulle naal hom vas aan 'n kruis en Jesus sterf, hy word begrawe, 3 dae later staan Jesus op uit die dood en hy oorwin die dood, sodat ek en jy vandag kan leef. Dat wanneer ons geloof in Jesus sit, besef maar, hy het vir my gesterf. En ek hoef nie meer te sterf nie, want hy het die prys ten volle betaal. En ek wil vanoggend vir jou daai kans, as jy vandag hier is, en sê, maar ek weet nie of my saak met Jesus reg is nie. Ek weet nie of ek hemel toe gaan nie. Ek weet nie of my sondes vergewe is nie. Vandag het ek nodig dat Jesus in my hart kom woon, dat daar sekerheid in my hart sal kom, dat ek is 'n gered, ek is 'n kind van God, my sondes is voorbetaal, ek is gewas in sy bloed, en ek wil gaan soos wat ons gesing vroeër, I am a child of God. En as jy daai
onsekerheid in jou hart vandag wil hê en sê maar ek weet nie of ek gered is nie. Ek weet nie of die prys vir my sondes betaal is. Wil ek jy moet net jou hand vir my opsteek. Ek wil sê met wie praat ek vanoggend? As jy vandag hier sit en sê Jesus moet my nuut maak vandag. Ek wil 'n nuwe begin hê, 'n verhouding met hom hê. Ek wil hom ken met alles in my. Wil ek net hê met jou hand opsteek vir Jesus. As jy vandag hier sit en sê Here, ek wil hê U moet my sondes vergewe en my skoon was vandag. Dan wil ek net hê steek jou hand op vir Jesus. Terwyl ons so staan, ek gaan julle nie vorentoe gaan roep nie, maar kan ek vra dat julle net staan? Ek weet dit is so 'n bietjie op die spotlight, maar ek sê altyd vir ons hierdie woorde. Jesus het nie gaan wegkruip toe hy vir jou gesterf het nie. En hy het self gesê, erken en bely my voor die mense en ek sal jou voor die Vader bely. En dan gaan ek vra dat ons almal hierdie gebed saam met hulle bid, wat vandag hulle harte vir Jesus gee. Want vandag is die dag van redding. Vandag is 'n nuwe dag en 'n nuwe begin. En dat daar sekerheid in jou hart sal kom. Kan ons hierdie saam bid as kerk? Ons bid saam. Sê Jesus, ek glo, U is die Seun van God. Ek glo, Jesus, U het vir my sondes gesterf. Dat U begrawe is en op die 3de dag het U opgestaan. Jesus, vergewe my sondes. Was my skoon met U bloed. Reinig my van alle ongeregtigheid. Vandag is ek U kind. Ek maak my hart oop. En ek vra Jesus, kom woon binne in my. Vandag is ek 'n kind van God. Ek is nuutgebore in Jesus se koninkryk. In die naam van Jesus. Amen. Kan ons vir Jesus 'n hande klap gee? Ek is eintlik oor my tyd. 30 sekondes, kan ons vinnig bid. Dink nog 'n halfuur. Kom sit vandag net ons hande op ons hart. As jy vandag wil saam bid en sê Here, en ek kan eerlik wees vandag sê ek bid dit saam met julle, vir my ook. Om sê ek besef daar is soveel meer wat nog oorgegee moet word. Sê Here, maar al ken ek U en al gaan ek hoe lank kerk, gaan ons Heilige Gees vandag vra en sê Here, teach me to obey. Daardie vlak van wat God tevrede stel, waar hy kan sê, maar in my geval, Sean is my vriend. En ek kan hom toevertrou. Daai vers wat Jesus, die Bybel skryf hierdie woord en sê, Jesus het hom nie aan die mense toevertrou nie, want hy het geweet wie hulle is. Dink ek, maar dit moet nie ek wees nie. Ek wil nie hê dit moet ek wees nie. Ek wil hê hy moet kan sê, ek kan Sean vertrou. Maak dit sin wat ek sê. Kom ons bid saam. Jesus, ons sê dankie vandag, waar ons hierso is. Sê vir U dankie vir 'n nuwe dag en 'n nuwe begin, vir soveel van U kinders vandag. Maar dis my gebed vanoggend, Here, soos wat ons hierso sit as leefgemeente, wil ons eers kom en sê, dankie dat U leef, U het die dood oorwin. U het geleef en U het was gesterf en U het opgestaan en U leef vandag om hierdie lewe en lewe in oorvloed vir ons te kan gee. Ek bid vandag, Heilige Gees, dat U sal kom en elke ene van ons sal kom leer wat dit is om 'n lewe in oorgawe te leef. Ons kies vandag om sê, Lord, I lay my will down at your feet. My will, my emotions, my mind, my future, my dreams, everything that I have and hold on to dearly, I lay down at the feet of Jesus. En ons sê, Here, nie my wil nie, maar U wil geskied. En dis regtig die uitroep van ons hart vandag. Om sê, Lord, in all things and through all things, we want to be found faithful. Sodat daai dag wanneer ons voor U kan staan, U kan sê, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. En dis my gebed vandag vanoggend, in die naam van Jesus. Amen en amen.